Donald Trump verklaar regstellende aksie onwettig en stop alle USAID aan Suid-Afrika. Trump het in sy eerste week as president van Amerika 2 geweldig impakvolle uitvoerende bevele geteken wat implikasies tot hier in Suid-Afrika het. Die eerste bevel het in effek alle regstellende aksie onwettig verklaar en die tweede een het USAID gestop met onmiddellike effek spesifiek na Suid-Afrika maar ook ander lande soos Kolombia. In hierdie video gaan ek vir u verduidelik wat presies hierdie 2 uitvoerende bevele beteken, wat USAID is en hoe beide die onwettigheid van regstellende aksie en die stop van USAID 'n reuse impak hier in Suid-Afrika gaan maak. Ek sien sommige van die hoofstroom media huise het al reeds begin skryf oor hoe sleg die stop van USAID vir ons hier in Suid-Afrika gaan wees, maar met hierdie video gaan ek vir u die teendeel bewys. Ja, die stop van USAID gaan 'n geweldige negatiewe impak op die staat en spesifiek die ANC hê, maar vir ons eie mense is dit die beste ding wat in 'n lang tyd gebeur het. Kyk gerus die video tot aan die einde vir die volle verduideliking en deel asseblief hierdie video met u vriende en die kontakte. Goeiemôre liewe vriende, dit is Willem Petzer wat met u praat en dit is nou die 29ste Januarie 2025. Volg en subscribe op ons kanaal vir meer video's wat u ingelig hou oor sake wat in ons eie belang is en sluit aan op die WhatsApp groep om deurlopend ingelig te bly van die werk wat die Willem Petzer groep doen deur slegs u naam en van te boodskap na die nommer wat nou verskyn op die skerm. Kom ons begin die video met die einde van regstellende aksie. Regstellende aksie of regstellende geregtigheid is die regsfilosofiese konsep dat daar iets soos positiewe diskriminasie bestaan en dat dit reg en geregtig is vir die staat om wette in plek te stel wat sy eie organe sowel as privaatentiteite dwing om aanstellings sowel as eienaarskap te gee vir individue wat histories deur sogenaamde sistematiese onderdrukking benadeel is. 'n Goeie voorbeeld hiervan in ons eie land is breë basis swart ekonomiese bemagtiging, oftewel soos u dit ken, BBBEE. So, hoe het Trump dit onwettig verklaar en wat beteken dit? 2 dae na Trump se inswering as president, teken hy die uitvoerende bevel getiteld Ending Discrimination and Restoring Merit-Based Opportunity. Hierdie bevel beoog om alle vorms van rassekwotas by staatsinstellings sowel as privaatmaatskappye, universiteite en enige ander entiteite onwettig te verklaar. En dit lê swaar boetes en ander strawwe op vir entiteite wat nog steeds regstellende aksie toepas. Hierdie bevel herroep verder ook die uitvoerende bevel nommer 11246 oorspronklik geteken deur Lyndon B. Johnson in 1965 wat gemandateer het dat alle federale kontrakteurs regstellende aksieprogramme moet implementeer om sogenaamde gelykheid te bevorder. Trump se uitvoerende bevel maak dit nie net meer 'n vereiste nie, maar verklaar dit ook onwettig. Dit beteken dat enige sogenaamde DEI of Diversity, Equity and Inclusion programme in die openbare en privaat sektore verban is, omdat hierdie inisiatiewe, en ek haal die Withuis aan, voorkeurbehandeling bevorder en afwyk van meriete-gebaseerde aanstellingspraktyke. Verder is die staatsagentskap die Verenigde State se kantoor vir kontrakvoldoening, oftewel die USOCC, gemandateer om seker te maak dat alle staats- en privaat entiteite voldoen aan die nuwe wetgewing wat regstellende aksie verbied. In Amerika sal hierdie wetgewing meriete in die werksplek herstel deur die dekadelange skade wat deur regstellende aksie veroorsaak is en op die burgers van die land afgeforseer is ontdoen, wat op sy beurt sal lei tot meer doeltreffende allokasie van menslike hulpbronne en talent. Die sogenaamde gelyke aanstellingsgeleenthede wat deur regstellende aksie afgeforseer is op maatskappye en die staat, het die Amerikaanse ekonomie in die Trump-administrasie se mening vertraag deur beide hierdie maatskappye en die staat vol oneffektiewe werknemers te pomp wat bokant hul vuurmaakplek aangestel is. Hierdie persone, wat in Amerika bekend staan as diversity hires, is nie net vetkatte wat salaris trek sonder om enigsins hulle deel te doen vir die maatskappy nie, maar ook aktiewelik skade aan die maatskappy aanrig deur programme binne die maatskappy te vertraag met hul onbevoegde aksies wat gelei het tot ernstige konsternasie. Met hierdie wetgewing is die afdwing nie eers nodig nie,
Deur middel van meriete sal die mees bevoegde party altyd uitstyg en die hoogste posisies vervul. Dit wat ek nou gesê het is alles baie goed vir Amerika, maar hoe help dit ons? Wel, die wetgewing het ook 'n buitelandse beleidsklausule waarin vervat word dat regverdigheid en meritokrasie gesien word as Amerikaanse waardes net soos vryheid en demokrasie. Wat dit in effek beteken is dat lande wat wel onregverdige diskriminatoriese beleid handhaaf, net soos Suid-Afrika, wat op meer as 140 raswette, insluitend BEE, die meeste rasdiskriminasiewette ter wêreld het in 2025, nie deur Amerika enige hulp toegeken moet word nie. En soos wat ons later in hierdie video gaan bespreek, het dit reeds begin gebeur met die stop van USAID. Voordat ons oor USAID wel gaan begin praat, wil ek net laastens noem op die onderwerp van die impak van die onwettigmaking van regstellende aksie. Meeste westerse lande kyk na Amerika as 'n model vir vryheid en demokrasie. Daarom behoort hierdie wet op beide grondvlak en regeringsvlak in meeste westerse lande 'n heroorweging teweeg te bring oor hoe hul eie lande se binne- en buitelandse beleid ten opsigte van regstellende aksie, sowel as die hele breë regstellende geregtigheid gaan wees. Dit beteken dat ons 'n skuif gaan sien waar lande veral in Europa besef dat hulle hoef nie die hele derde wêreld in hulle lande in te voer om daar te kom vertoef en misdaad te pleeg en te parasiteer op toelae wat hierdie regerings gee om hulle aan die lewe te hou nie. Dit is 'n massiewe skuif in denke wat tans wil almal in die derde wêreld wettig en onwettig Europa toe trek, sodat hulle daar kan sit en niks doen nie, terwyl die plaaslike Europeërs se belastinggeld vir hulle alles gee wat hulle nodig het en nog meer. Verder kan dit ook hierdie lande se houding verander teenoor die skuldgevoel wat hulle het om ook buitelandse hulp aan swakkeling lande veral in Afrika en die Midde-Ooste te gee. So, 3 dae nadat hierdie wetgewing in werking getree het, stop Trump toe ook alle USAID aan ons in Suid-Afrika. In 'n volgende uitvoerende bevel mandateer hy dat alle buitelandse hulp oor 'n periode van 90 dae gestop word en met oombliklike uitwerking in Suid-Afrika en Kolombie. Die linkse hoofstroom media het 'n totale tranestorting hieroor gehad. Hulle het gepraat van dat dit oombliklik lewens van miljoene Suid-Afrikaners negatief kan raak. USAID befonds byvoorbeeld tans 'n groot deel van Suid-Afrika se antiretrovirale medisyne en 'n groot hoeveelheid staatsklinieke wat tiene en honderde duisende mense bedien per kliniek. Die media probeer ons emosioneel te manipuleer. Ek is hier om dit onomwonde te vertel dat dit alles bogsnert is, om net die punte wat hulle aangeraak het vlugtig aan te spreek. Suid-Afrika se departement van gesondheid het oor genoeg geld om al hierdie medisyne en klinieke te befonds. Die befondsing wat USAID in Suid-Afrika gegee het, is ook nie net beperk tot die gesondheidssektor nie. Daar is ook groot bedrae geld wat vir die onderwys en ekonomiese ontwikkeling gegee word. In die geval van die onderwys is dit die wanbestuur wat so erg is dat daar al hoe minder skole aanhou bestaan ten spyte van 'n groeiende getal leerlinge en nagenoeg geen nuwe skole word opgerig nie. Al waarvoor die departement van onderwys geld gebruik is om Afrikaanse skole te ontwrig en aan te vul. Die skole wat ons eie mense nog oor het en wat beheer word deur beheerliggame van ons eie, kry nie eers 10% van hul inkomste van die staat nie en befonds hulself amper ten volle. Ek sou geen probleem gehad het as die staat maar hulle 10% gehou het en ons uitgelos het nie. Klem kan nou maar val op die onbevoegdheid om Engelse skole in swart areas te bou, wat ook die rede is dat Afrikaanse skole oorval word met 'n magdom kinders en skole geforseer word om te verengels. Aan die sogenaamde ekonomiese ontwikkeling kant sou dit vir ons beter gewees het as die staat maar net totaal weggebly het. Wat presies doen die staat vir ekonomiese ontwikkeling en waarvoor word hierdie geld nou werklik gebruik? Wel, ten eerste soos met enige ander staatsgeld om die kader se sakke te vul, maar die oorblywende geld is daar slegs een enkele doel wanneer dit by sogenaamde ekonomiese ontwikkeling kom. En dit is om swart bemagtiging te bevorder en al hoe meer op my en jou af te forceer. Gaan kyk maar self waarvoor geld gebruik word wat kwansies vir ekonomiese ontwikkeling geallokeer word en ek daag almal wat hier kyk uit om enigiets anders as die bevordering en afdwinging van BEE te vind. Wat ons hier sien is 'n herhaling van wat in Suid-Afrika in die laat 60er jare gebeur het. Die begin van internasionale druk.
Die enigste verskil is wel dat die druk anders is. Teen die ou Suid-Afrika met die NP-regering moes Suid-Afrika gesanksioneer word en ekonomiese oorlog moes teen die land verklaar word om 'n impak te maak. In die geval van die huidige regering is hulle so pateties dat dit net 'n bietjie van die geld terughou vat om dieselfde impak te hê. Kom ons kyk gou vir 'n paar sekondes na een van die beste prentjies wat ek in 'n lang tyd op die internet gesien het. Soos die slim Engelsmanne sal sê, a picture is worth 1,000 words. Buitelandse hulp gaan in elk geval net in ons pelle by die ANC se nuwe karre en Gucci handsakke se betaling in. Net soos ons belastinggeld. Sny maar af Amerika, julle het ons ondersteuning. Onthou om ons te volg op hierdie platform en onthou ook om op die WhatsApp groepe te klim, die nommer is in die kommentare. Totsiens en God seën u elkeen.